en alles wordt stil. Die windboom draai sy lemme vlou, maar die water het lang reeds gestop. Die wind bly duister hou, aan draai sy gefluister sy vas in my kop. Dan sien ek jou staan en alles word stil. Die stoei van die son weer die wind. Jou liefde maak my soos 'n kind. Ek is ryk, want jy het my geliefd. Ek is ryk. Die kou is van door de liefde. Dan weet ek nog steeds jy is hier. Ek is ryk, want jy het my lief. Ek is ryk. Gerbrand, Megan, wat 'n voorreg om vandag hierso voor julle te kan staan. Trotse pa, maar ook as die geestelike leier om hierdie in die plek van die Here te staan, ook om hierdie waar te neem vandag in sy naam. Julle lyk, Megan, nog nooit so mooi gesien nie. Jy het my al baie trots gemaak in my lewe, maar dit vandag ekstra spesiaal. Gerbrand, jy lyk nogal handsome. Ek moet sê, het lyk my het daar al gekam vir 'n verandering, so baie mooi. Ek gaan vra, ons is hierso ook in die Here se teenwoordigheid. Kom ons sluit die oë en ons begin ook net op die gepaste manier. Almagtige God, Hemelse Vader, U wat die skepper is, U wat die huwelik ook as 'n instansie van U af ingestel het. Aan U toe kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. Here, ons weet dat wanneer ons die woord lees, dan lees ons op so baie plekke dat ook wanneer daar verwys word na Jesus Christus, word dan na hom verwys as die bruidegom en die kerk as die bruid. En Here, vandag beleef ons so ietsie van wat vir ons ook in die toekoms voorlê, wanneer U seun gaan stuur om ons te kom haal as die bruid. En Here, dankie dat ons ook vandag hierdie spesiale dag so saam met Gerbrand en Megan kan geniet. En Here, dankie vir liefde. Dankie dat U liefde is en in die wese. En Here, dat ons ook 'n stukkie daarvan ook vandag kan ervaar. Ons eer en ons prys U in Jesus naam. Amen. Wat is liefde? Ek dink daar is 'n liedjie, is dit Andriet of iemand wat dit sing, wat is liefde? Liefde kan op baie verskillende maniere geïnterpreteer word. Miskien as mens dink aan liefde, dan dink jy aan in Parys, daar in Frankryk, onder die Eiffeltoring en milkshake of 'n roomys in die hand en 'n roos en dit is spesiaal. En deel daarvan is liefde. Daar was altyd, toe ons jonger was daar hierdie mannetjie en vroutjie gewees, so'n tekenprentjie gewees, wat gesê het, liefde is doetjie, doetjie, doetjie. En dan het hulle altyd so slagspreuk gehad, om saam met jou beste vriend die res van jou lewe te spandeer. Al hierdie dinge is 'n deel van liefde. God is in wese, is hy liefde. En daarom, wanneer ons in God se woord lees van liefde, moet jy eintlik na die oorspronklike teks toe gaan, want God se liefde is so groot, dat een woord kan dit nie eers beskryf nie. In Afrikaans sê ons liefde.
Maar in Grieks is daar 4 verskillende tipe van liefdes om God se volheid van liefde te beskryf. Die eerste ene is daai philia, kameraadskap tipe liefde. Dit is die eerste ene, vriendskapsliefde. Die tweede ene is die eros, die romantiese, die seksuele deel. Al hierdie liefdes pas ook in die huwelik. Dan is daar storge wat 'n gesinssolidariteit beteken. En dan die grootste ene is agape, wat beteken selfgewende liefde. En dis waar ek vandag wil stil staan, is by hierdie agape liefde. En ek gaan vir ons net so 'n stukkie lees uit die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 15. En onmiddellik as ons dink aan Johannes hoofstuk 15, dan onthou ons dit vir die ware wingerdstok en julle is die lote. Want Christus is hierdie ware wingerdstok waaruit ons sap en ons krag moet trek. En dan gaan hy verder in hierdie selfde hoofstuk en dan sê Jesus die volgende: Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag, hoor hierdie sterk woorde. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. En dan weer hierdie sterk woorde, dit beveel ek julle moet mekaar lief hê. Nou soos ek vroeër gesê het, as agape liefde, hierdie selfgewende tipe liefde, daai prentjie van die Eiffeltoring en 'n blom in die hand, dit is liefde, beslis, dis 'n romantiese tipe liefde. Maar weet julle wat is liefde? Liefde is 'n kruis met 'n persoon in God in sy menslikheid, Jesus Christus, so uit mekaar geruk, dat jy die longe kon sien asemhaal. Dit is liefde. Om bereid te wees om verneder te word, om aan 'n kruishout te hang, dit is liefde. Liefde, ja, hierdie ander tipe liefdes, dit hoort. Maar waar ek vandag wil by uitkom is, om daai opofferings te maak. Dit is liefde. Wanneer jy baie keer weet jy's reg, maar om te sê terwille van ons verhouding, terwille van hierdie huwelik, is ek bereid om terug te staan, sodat liefde kan wen, sodat God kan wen, sodat Jesus Christus kan wen in julle lewe. Nou ons weet van die begin af, het God het gewil dat man en vrou by mekaar moet kom. God het geweet ons is nie gemaak om alleen deur hierdie wêreld te gaan nie. En daarom het hy verhoudinge geskep en die grootste deel van daai verhoudinge is man en vrou. Daarom het hy vir Adam Eva gegee as sy helper, sy gelyke wat hom sal bystaan. En hulle was 'n eenheid gewees. En daarom lees ons ook, die man sal sy ouerhuis verlaat en hy en sy vrou sal 'n nuwe eenheid vorm. En dit is ook so belangrik. So as ons nou moet vra liefde, wat is die teenoorgestelde dan van liefde? Dis nie haat nie. Weet julle wat is die teenoorgestelde van liefde? Is die eie ek. En dis waarmee Satan van die begin af geworstel en dis wat hy nog steeds wil hê. Hy wil hê jy moet jou behoeftes in die lewe bevredig kry. Dis hoekom as jy in 'n buiteegtelike verhouding is, jy wil iets in jou bevredig, maar jy is bereid om die ander persoon te na te kom om te kry wat jy wil hê. Dis selfsug. So die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, dis nie baklei nie, dit is ek wil wen. En dit is waarby ek wil uitkom ook vandag en by julle wil los. Laat die ander persoon baie keer wen terwille van die huwelik, terwille van liefde.
Ek wil dan ook net vir ons daai baie bekende stukkie in 1 Korintiërs, want ek het altyd as mens maar dink aan troues en romantiese goede, dan onthou ons almal daai pragtige gedeelte in 1 Korintiërs 13, die liefde. En dan sê dit daarso by vers 4, en luister nou, die liefde is geduldig. Met ander woorde, ek kry nie wat ek wil nie. Megan is nog nie klaar nie, ek wil al by die plek gewees het, en nou raak ek ongeduldig. Nee, die liefde is geduldig, jy wag maar. Hulle vat maar so 5 minute langer om die make-ups en die goedjies klaar te kry. Jy leer nader aan dit, glo my. In die begin is hierdie goed nie baie maklik, die mens moet werk daaraan. Die volgende ene, die liefde is vriendelik. So vriendelik beteken ook, dis nie net vir myself nie, ek is vriendelik ter wille van iemand anderste. Dit is nie afgunstig nie, want afguns is om te kry wat ek wil hê. Ek is jaloers op wat jy, ek wil dit hê. Dit is weer eens daai eie ek. Dit is nie groot praterig nie, want dan weer eens, ek wil groot word, ek wil trots word, en dit gaan weer eens oor myself. Dis nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, en dan hierdie woorde, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, maar dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. So dit is wat liefde is. Staan terug, laat die ander ene wen, want onthou, wat vir die Here belangrik is, moet julle weet, dit is vir die Satan iets, dit is vir hom 'n teiken om aan te val. So weet dat dit sal kom, en enige persone hierso wat jare en jare al getroud is, gaan vir julle sê, dis nie net maanskyn en rose en hierdie verliefdheid wat 'n mens nou voel nie. Daar kom daar wat jy moet regtig kies, ek gaan jou lief hê, ten spyte van dit wat jy dalk net aan my gedoen het, ten spyte van dit wat jy nou net gesê het om my seer te maak, dalk nie doelbewus nie, maar ek kies om jou lief te hê. In daai swaar tye, want deesdae lyk my is dit ook die inding, ons is lief vir mekaar, solank as vir die bankbalans goed is, en solank dit en solank dat. Nee, ek is lief vir jou, al is daar net een slytjie brood, dan gaan ek vir jou daai snytjie brood gee, en ek sal terugstaan, sodat jy vanaand met 'n vol maagie kan gaan slaap. Dit is liefde, om op te offer, sodat die ander kan wen. So julle, voordat ons begin hierso, lam raak in die knie en alles, glo ek julle weet wat die boodskap is. So, Jesus was bereid om sy liefde vir ons te gee, om gespot te word deur die mense wat hy gemaak het, om kaal amper half naak aan 'n kruishout te hang, om uitmekaar geruk te word, sodat ons kan wen, 'n hemelse prys kan wen, en dis hoe julle gaan wen. En daai beeld is wat julle moet vorentoe vat. Laat die ander persoon wen. Moenie altyd wil, ek gaan hierdie argument nou wen vanaand, kan wat my nie. Staan bietjie terug. Geef vir mekaar daai drukkie en sê, man, weet jy, liefde moet wen, en dan sal alles goed gaan met julle. So soek altyd die beste die ander ene, en staan baie keer terug, al is jy reg. Dit is wat ek graag vandag met julle wil deel. Ek gaan nou oorgaan na die huweliksformulier toe, gaan vra dat julle dalk miskien so 'n treukie nader gee. So 'n klein podiumpie, ek is nie gewoond nie, ek wil nou my voetjies baie mooi reg sit vandag. Goed, die formulier vir die bevestiging van 'n huwelik. Die huwelik is deur God ingestel, toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat 'n mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep, om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees, is 'n voorreg, 'n vreugde, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hulle eenheid, geluk en toekoms vind,
en wat hulle lewe inrig onder heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir hulle familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om in sy leiding op hulle huwelik te bid. Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees, respekteer mekaar. Gerbrand daartoe, as man moet jy jou vrou lief hê soos Christus sy gemeente lief gehad het, soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor oorgegee het, is jy hoof van jou vrou en moet jy haar met liefde dien, lei en beskerm. Megan Olivier, as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man verbind het. Net soos die gemeente aan Christus verbind is, soos die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man lief hê om volg in alles wat reg en billik is. Daarom moet julle albei opkyk na die Here en vir hom sê, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal U woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en saam dien. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vermy selfsug en eie sinnigheid. Dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julle self aan mekaar op allerlei maniere. Met erns en met humor in gelukkige oomblik en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorberei dat die Satan nooit genoeg neem met wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood aan die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur die eeue om 'n wig in te dryf tussen man en vrou en tussen egpare en hulle God. Soek altyd julle krag in Christus wat die bose oorwin het. Deur sy woord en gees heilig hy die gesin as sy kerk in die kleine. As die Here julle die voorreg gee om kinders te hê, maak hulle groot met 'n dubbele versekering. Ons is gebore uit die liefdesverbond tussen ons ouers en ons leef as huisgesin uit die genadeverbond wat die hemelse Vader met sy kinders in stand hou. Nou gaan ons oor tot die huweliksverbinding. Gerbrand Harten en Megan Olivier, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig en begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Wat is hier op julle antwoord? Goed. Gerbrand Harten, verklaar jy dat jy sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Megan Olivier is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Ja. So 'n bietjie twyfel, maar is reg, ek kan nie nou kop uittrek nie. Beloof dan hardop agter my aan, voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, aan my bruid Megan Olivier. Megan Olivier, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met jou bruidegom Gerbrand Harten is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom as jou wettige man aanneem? Wat is jou antwoord? Beloof dan hardop agter my aan, voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, aan my bruidegom Gerbrand Harten.
Nou hiermee verklaar ek dan vir Gerbrand Harting en Megan Olivier dat hulle wettig getroud is, gee mekaar dan uit die ringe as teken van liefde en eenheid as man en vrou. Julle mag nou maar julle eerste soen as meneer en mevrou Harting gee. Ek gaan vra dat julle hier voor my kniel, ek gaan nou die mikrofoon net eers neersit. Ek gaan die seën oor hulle uitspreek en dan gaan ons ook vir hulle vra om te draai en dan gaan Barend vir ons die seënbede ook net agter sit dat ons die seën oor hulle uitsing ook. So julle kan maar julle neem. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Amen. En ek kan staan dan. Ek vra dat julle almal staan, dan sing ons vir hulle die seën. As hy nie die musiek wil speel nie, kan ons sommer net sing. Ek dink ons is almal vertroud met hom. Hoe lyk dit? Nee. Ek gaan vra kom, ek gaan probeer insit. So kom ons sing vir hulle die woord. Toe kyk, ek gaan net vir ons 'n gebed doen. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie egpaar, hierdie nuwe verbintenis wat deur U by mekaar gebring is, Here. En Here, ons bid U seën en U beskerming op hierdie huwelik toe. Ons bid dat enige aanvalle en aanslae op hulle huwelik en op hulle lewens, Here, deur U gestuit sal word. En dankie dat ons weet dat U wat in hulle is, groter is as die bose dinge daar buite in die wêreld. En dankie Here dat ons liefde kan sien ook in hulle lewens. Dankie dat ons kan sien die pad wat hulle met U stap. Mag U altyd die rots en die fondasie wees ook vir hierdie huwelik en op hulle pad vorentoe. Seën hulle in alles wat hulle aanpak, Here. Maak vir hulle paaie deur woestyne gelyk. Voed hulle met manna en kwartels. Gee hulle daaglikse brood en Here, gebruik hulle kragtig ook as instrument in U hand, as ligdraers
van u naam. Ons loof en ons prys u ook vir hierdie huwelik en vir hierdie twee pragtige kinders van u in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Gaan vra dat julle plekke inneem en dan gaan hulle die register teken. Jantie, ek dink jy is die ander getuie, sê maar net saam van vorentoe kom. Julle kan maar opstaan en dan vir hulle buite gaan wag, ons is nou daar.